Watter een van die volgende stellings omtrent reaksietempo is verkeerd? Die korrekte antwoord is C. Sink reageer vinniger met 'n oormaat verdunde soutsuur as met gekonsentreerde soutsuur wat nie in oormaat is nie. Ons soek die verkeerde stelling. So kom ons kyk eers na die korrekte stellings. A is korrek. Vleis verrot vinniger in 'n warm omgewing as in 'n yskas. Dis juis hoekom ons gebruik maak van yskaste en vrieskaste. Dit voorkom verrotting. By laer temperature word die tempo waarteen bakterieë groei en ensieme funksioneer vertraag. En dit beteken dat die afbreekprosesse wat verrotting veroorsaak baie stadiger sal plaasvind. B is ook korrek. Katalisators versnel reaksies en dit verlaag die aktiveringsenergie. En 'n laer aktiveringsenergie beteken dat energie bespaar word. Daar's dus 'n verlaging in kostes. D is ook korrek, want kleiner aardappelstukke het 'n groter oppervlakte tot volume verhouding en dit gaan die kooktyd verminder. Die verkeerde stelling is dus C. Kom ons kyk hoekom C verkeerd is. Alhoewel dit op die oog af lyk of opsie C korrek is hierdie nie noodwendig altyd waar nie. Kom ons aanvaar eers 'n situasie waar sink reageer met 'n oormaat verdunde soutsuur, maar ook in opsie B reageer met 'n oormaat gekonsentreerde soutsuur. In hierdie geval is dit duidelik. Die reaksietempo sal hoër wees in die geval van die gekonsentreerde soutsuur, want die gekonsentreerde soutsuur bevat 'n groter aantal deeltjies per eenheidsvolume. En dit beteken daar is meer botsings per sekonde tussen die waterstofione en die sinkatome. En dit beteken 'n hoër reaksietempo. Stel nou die gekonsentreerde soutsuur is nie in oormaat nie. Beteken dit dan dat die reaksietempo laer gaan wees as met die oormaat verdunde soutsuur? Nie noodwendig nie. Dit hang af. Die gekonsentreerde soutsuur kan aanvanklik vinniger reageer as die verdunde suur, selfs al is dit nie in oormaat nie, aangesien daar 'n hoër konsentrasie waterstofione is. Ons moenie reaksietempo en die konsep van 'n oormaat reaktans verwar nie. Daar is meer inligting nodig om klinkklaar hieroor 'n uitspraak te kan lewer. So stelling C is nie altyd waar nie en daarom sal stelling C die korrekte antwoord wees vir hierdie vraag.